Here, U is so heilig, Here. Dankie, my Here, U is ons koning, Here, U is ons God, Here. Here, ons is so lief vir U, Here, vanoggend, Here, en daarom is ons hier in die teenwoordigheid. Wat 'n voorreg om hier te kan wees vanoggend, Here, om net U te kon loof en net U te kon prys, Here, en net ons harte oop te maak vir U, Here, en alles wat U vir ons wil doen en gee vandag, Here, sê ons net voor dankie. Heilige Gees, ons gee oor aan U. Ons maak ons harte oop, ons maak ons ore oop, Here, en ons gee onsself net vir U, Here. En ons bid, Here, dat U van stoel tot stoel sal beweeg vanoggend, Here. Here, en kom maak ons heel, Here. Here, wat U koms is naby, Here. En daarom is dit nodig vir ons, Here, om geestelik ook dan te kan heel word, Here. Dankie, Vader, Here. Dankie vir U grootheid, vir U krag, Here. Ek gee myself ook net in U hand, in Jesus naam, neem oor. Amen. Amen. Ons tema vanoggend is genesing van vrees. En dit is baie belangrik, dat ons lewens ook genees word van al ons bekommernisse, van ons vrese. Want as ons in vrees wandel, beteken dit dat ons nie in geloof wandel nie. Ons hoofskriflesing is Jesaja 41 vers 10, en is net die een versie. Marius gaan dit nou vir ons op die bord kry ook. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Nou daar is verskeie tipe vrese waarmee ons as mens sukkel, wat ons denke beheer, ons slaap affekteer, wat ons gedrag bepaal, die kwaliteit van die lewe wat jy lei kan bepaal, jou gesondheid affekteer, ons verhoudings affekteer, wat selfs ons finansies kan affekteer en die vooruitgang van jou lewe kan bepaal. Jy sien, want jy kan so bang wees miskien om te gee, dat jy nie gaan genoeg wees nie, dat jy hou terug en dit beïnvloed ook ons verhouding met die Here. So vrees kan jou verhouding met die Here affekteer, want vreesagtigheid is die teenoorgestelde van geloof. En God sê vandag vir jou, jy hoef nie te vrees nie, jy hoef nie bang te wees nie, want ek is met jou. Dink gou vir 'n oomblik of jy enige van hierdie in jou lewe ervaar, wat ek nou net genoem het. Wat maak jou bang? Wat laat jou vrees? Wat maak jou angstig as jy in jou bed lê in die aand? Waar is jou bekommernisse? Jy sien, dit is alles dinge wat van jou lewe steel. So daardie vraag los ek vanoggend by jou. Wat is dit wat van jou lewe steel? Wat is dit wat jou vreugde in die lewe affekteer? Die groot vraag is, van selfondersoek, is waar het dit begin? Want as jy kan eerlik wees daaroor, dan kan jy by die wortel van jou vrees uitkom. Dan kan jy dit bely en kan jy begin werk gee daaraan. Kan jy uitkom by die antwoord van watter deure het ek in my lewe oop, wat toegang gee tot die vyand om my aan te val. Jy sien, met Jesus in die woestyn, het die vyand hom nie die eerste dag aangeval nie. Hy het gewag tot die 40ste dag, toe Jesus al moeg en honger moes gewees het, toe daar, as ek dit kan sê, 'n opening was vir hom, om Jesus te kom aanval. Die duiwel kan jou nie aanval as kind van God, as daar nie regtelike toegang is nie. Want ons staan tog onder God se beskerming. Ja. So die meeste vrese wat in jou heers, is deure wat oopgemaak is. Dit kan deure wees wat miskien oopgemaak is toe jy 'n kind was. Dinge wat jou nou nog affekteer. Dinge wat mense vir jou gesê het om vrees in jou op te bou. Manipulasie deur mense. Jy sien, maar vandag is die goeie nuus vir jou. Jy kan daardie deure toemaak in geloof. Nou selfs Job is nie net aangeval nie. God het nie net toestemming gegee dat Job aangeval word nie.
Job het 'n deur oopgemaak in sy lewe, wat toegang gegee het tot die vyand, en ek gaan dit nou vir jou lees. Bly by my. Vrees is nie altyd negatief nie. God het vir elke mens daardie natuurlike instink gegee om ons te waarsku teen gevaar. Nou kom ek gee 'n voorbeeld. Op 6 Januarie swem ek en Armand lekker, seker al vir 'n goeie halfuur, toe sy oog iets vang. En hy gaan toe nader, en hy sê vir my, mamma, daar is 'n slang. Ek gaan net gou iets haal om dit uit te haal. En nou staan ek daar, en daardie waarskuwingsvrees vir gevaar kom in my op. Nou staan ek doodstil, want dit is wat die ou mense gesê het. As jy 'n slang sien, moet jy doodstil staan. Maar nou wat deur jou gedagtes gaan, is vreesgedagtes. Jy weet, klim ek nou uit, miskien kan die slang vinnig seil, bly ek nou hier, hopelik kan die slang nou nie swem nie. Maar vir my het dit soos 'n ewigheid gevoel, tot daardie kind weer terugspring in daardie swembad, met die braaitang en 'n geel emmertjie. En hy druk toe die braaitang in daar by die gat, daar waar jou kriepie se pyp ingaan. En hier trek hy die slangetjie uit. Kyk, toe ek nou vinnig uit die water. Maar daardie vrees, daardie natuurlike vrees vir gevaar, was toe nou heeltemal daar geaktiveer. Maar dis egter 'n goeie tipe vrees, nie waar nie? Die ander tipe vrees wat 'n goeie vrees vir God se kinders is 'n godvreesende vrees. Elke kind van God moet daardie vrees hê. Vir die ongelowige beteken vrees vir God skeiding van God, God se oordeel en die ewige dood. Lukas 12 vers 5. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werk. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Hebreërs 10 vers 31. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Nou baie ongelowiges sal hierdie tipe vrees ontken. Baie sal arrogante aanmerkings maak daaroor. Maar ek dink tog ergens in elke een se lewe is daar daardie punt wat jy dink, wat word van my as ek doodgaan? Nou vir die gelowige is die vrees van God baie anders. Vir ons is dit eerbied en ontzag vir God. Hebreërs 12 vers 28 tot 29 is 'n goeie beskrywing. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Amen. Want ons God is 'n verterende vuur. So hierdie eerbied en ontzag is presies die vrees wat ons Christene in ons het, sodat ons nie net in sonde beland nie. Dit was die dryfveer in ons lewe, om die skepper van die heelal ook aan te neem. Spreuke 1 vers 7. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, sotte verag wysheid en tug. So totdat ons as mens verstaan wie God is, dat ons 'n eerbiedige vrees vir hom moet ontwikkel, dat hy heilig is, maar ook regverdig is, kan ons nie ware wysheid kry nie. Deuteronomium 10 vers 12 sê, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel en hom lief te hê, en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Vers 20, die Here jou God moet jy vrees, hom moet jy dien en hom moet jy aanhang en by sy naam sweer. Vers 21, hy is jou lof en hy is jou God, wat hierdie groot en vreeslike dinge wat jou oë gesien het, aan jou gedoen het. Die vrees vir God is die grondslag vir ons as Christene om in sy weë te wandel en hom lief te hê. En hy verwag dit van elke kind, volgens vers 12. Sommige sal antwoord en sê, dit is respek vir God. En respek is beslis ingesluit by vrees vir God. Maar as kind van God moet ons ook besef hoeveel God die sonde haat en dat God regverdig is en dat daar 'n vrees moet wees oor die oordeel van sonde sodat ons nie sondig nie. Selfs in die lewe van die gelowige
dink ons ook tog soms aan sy oordeel. Hebreërs 12 vers 5 tot 11 beskryf God se tug van die gelowige. Gaan lees dit asseblief by die huis, Hebreërs 12. Alhoewel dit in liefde gedoen word, Hebreërs 12 vers 6, is dit steeds iets om te vrees. Net soos wat 'n kind tug vrees van sy ouer, en dit tog ook die verkeerde gedrag voorkom, net so is dit ook in die lewe van die gelowige en in ons verhouding met God. Ons behoort sy tug te vrees en daarom moet ons daarna streef om 'n lewe te lei wat hom behaag. God eis dit van ons. Daar was 'n prys gewees wat jy betaal het die dag toe jy jou lewe vir die Here gegee het. Omdat hy 'n groot prys betaal het, ook vir jou redding, 'n baie duur prys. Enige verhouding is nie net jy gee en ek neem nie. 'n Verhouding is jy gee en ek gee. Liefde gaan twee kante toe. Ons het sy belofte dat niks ons sal skei van sy liefde nie. En dat hy ons eerste lief gehad het, Romeine 8 vers 38. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele, of owerhede of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Ons het sy belofte ook dat hy ons nooit sal begewe of verlaat nie. Hebreërs 13 vers 5. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So vrees vir God beteken om in ons sag tot hom te lewe, om hom te aanbid in gees en in waarheid, om hom lief te hê met jou hele hart en in gehoorsaamheid van sy woord te wandel. Maar dan natuurlik kry ons ook vrese wat mense affekteer, wat nie goeie vrese is nie. Vrese wat nie van God is nie. Daardie vrese wat deure oopmaak vir die vyand om in te kom in jou lewe en te verwoes en te slag. Johannes 10 vers 10. As jy tog in vandag se tyd jou huis se deur sal ooplos en ons besef in watter tye ons leef, is dit direkte toegang vir 'n dief om in te kom sonder 'n gesukkel. En so is dit ook met jou geestelike huis. As jy nie die verkeerde deure toemaak nie, daardie direkte deure van vrees, van twyfel, van ongeloof nie, dan gee jy ook die vyand die geleentheid om in te kom, om te steel en te slag en te verwoes in jou lewe. 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. So wanneer jy sukkel in jou lewe met vrees, en dit is nie daai instinkvrees teen gevaar nie, en dit is nie 'n godvreesende vrees nie, dan beteken dit dat jy gee toegang vir die verkeerde gees, die gees van vreesagtigheid, en jy moet daardie deur kan toemaak. Nou, hoe doen ek dit? Eerstens, vertrou op God se beskerming. Toe dit COVID was, kyk, het elke Christen Psalm 91 daagliks bely. Ons het dit opgesê, ons het dit gedoen omdat ons gevrees het vir siekte. Maar my vraag is, hoekom het ons opgehou om dit daagliks te bely? Mediteer op God se woord is die tweede punt. Met ander woorde, leer God se woord ken. Bely dit hardop, deurdink dit. Derdens, staan op God se woord, soos Jesus in die woestyn op God se woord gestaan het. Dit is geskrywe. So moet ons ook God se woord kan leer, sodat ons ook kan sê, weet jy wat, vyand, dit is geskrywe. Amen. Dit is tog jou geestelike swaard. Dan vierdens, erken die wortel van jou probleem. Bely dit. Wees eerlik met jouself oor hoekom jy daardie vrees toelaat in jou lewe. Bely dit voor God. Vergewe en spreek mense vry. Praat met iemand wat jy kan vertrou. Soms in elkeen van ons lewe het ons 'n eksterne persoon nodig, eksterne hulp nodig, wat ons kan help as ons vrese en dinge in ons lewe het wat ons nie self kan verwerk nie, dinge wat ons vernietig. Soms moet ons bietjie in God se natuur kom, om bietjie te kan heel word. Of iets in die lewe kry,
wat jou kan afleiding gee van daardie angs. Wat ek eintlik vir jou probeer sê, is hierdie jaar, probeer om jouself geestelik gesond te kry, want dit affekteer jou verhouding met die Here. Die Here beantwoord geloof, hy beantwoord nie vrees nie. Voortdurende angs en vrees en bekommernis in jou liggaam is in elk geval vernietigend. Begin om na jouself te kyk. In my eie lewe het ek gesukkel die afgelope tyd met angs en spanning. En Armand het dit raak gesien en hy het besluit om in te gryp. Nou sleep hy my elke oggend 5 uur deur die buurt, laat ons draf. En hy skwaai hoor, dis opdraan is op en dis afdraan is af en opdraan is. Maar dit is besig om myself heel te maak. Kry iets in jou lewe wat jou kan help heel word. Wat jou kan help met stres. Dink 'n bietjie wat in die lewe maak jou gelukkig. Wat laat jou as mens ontspan? Miskien hou jy van naaldwerk doen, maar jy het nou al lankal dit een kant toe gestoot. Miskien hou jy van lees, musiek luister, net 'n bietjie stap, puzzle bou. Begin hierdie jaar omgee vir jouself. Begin omgee vir jou gemoedstoestand. Die woord leer ons, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar jy kan nie ander lief hê as jy nie jouself lief hê nie. Nou my kinders het my geleer wat dit is om myself ook lief te hê. Om nie my gevoelens te leef volgens iemand anders se gedrag en gemoed en gevoelens nie. So met ander woorde, jou vreugde in die lewe moenie deur ander mense gesteel word nie. Soek weer 'n bietjie hierdie jaar na dit wat verlore geraak het hier binnekant in jou. Wat deur stres en vrees en dinge bietjie gesmoor is. Ek wil vir jou sê, be kind to yourself. Wees hierdie jaar bietjie vriendelik met jouself. Waardeer hierdie liggaam, waardeer die lewe wat die Here vir jou gegee het. Nou 2025 weet ek was nie net vir my 'n moeilike jaar nie. Vir my het dit partykeer gevoel, veral hier aan die einde, dat ek is 'n masjien, jy voel nie meer soos 'n mens nie. En ek het soveel kere opgegee op myself. Terwyl ek altyd die persoon in die huis was wat doelwitte gehad het, die een was wat sterk was, wat dryfkrag gehad het, wat myself altyd uitgedaag het om beter te wees, was ek nou die swakker een. En my man het nie geweet hoe om dit te verwerk nie. So met Kersfees het hy gegaan en hy het vir my 'n nuwe joernaal gaan koop waarin ek moet skryf vir hierdie jaar. En hy het gegaan en hy het my 'n koffiebeker gegee en hy het vir my 'n bord gegee. Daar is my bord. Sondag tot Saterdag wat hy teen my muur opgesit het, sodat ek weer vir myself 'n doelwit kan skryf vir elke dag. En dan het hy vir my die moeilikste geskenk gegee wat ek ooit kon ontvang, 'n puzzle. Hy het vir my 'n puzzle laat maak van ons troufoto's en ons huweliksbelofte. Nou ek moet erken, ek het nog nooit 'n puzzle in my lewe self gebou nie. Ek kan vir jou 3 stukke aan die kant miskien bysit as ek regtig lank genoeg daarna kyk, maar ek het nog nooit 'n puzzle in my lewe self gebou nie. Die kinders doen dit, Marius doen dit, maar hierdie keer het hy gesê, hulle mag my nie help nie. Hoekom het hy dit gedoen? Om vir my 'n uitdaging te gee. Nou ek gaan nog daarby uitkom. Hoekom deel ek hierdie met jou? Nie om te spog oor my Kersgeskenke nie. Want ergens in elkeen se lewe kom ons op daardie punt van selfverloor. Jy voel jy verloor jouself. Jy voel jy het nie meer hoop nie. Jy voel jy het nie 'n visie nie. En die Here sê ons moet 'n visie hê. En daarom het jy niks wat jou dryf nie. Dit voel vir jou asof jou eie, buitekant jou eie lewensverhaal staan. Asof jy net 'n toeskouer is, jy weet nie waarheen is jou lewe eers op pad nie. Jy het vrese in jou hart en jou lewe wat jy nie eens weet hoe om te hanteer nie. Jy is miskien bang vir alleen wees. En daarom wil ek vir jou vandag sê, dink 'n bietjie, wat kan jy byvoeg in jou lewe in hierdie jaar? Wat weer vir jou 'n uitdaging gaan gee? Wat weer vir jou iets gaan gee
wat jy kan aanwerk, wat weer vir jou gaan heel maak. Sien, want elke dag is eintlik 'n geskenk van God. Ons moet dit nie opmors nie. Toe ek vir Armand ook die aanmerking maak van, dat ek wil myself vind hierdie jaar, toe sê hy vir my, nee mamma, jy wil 'n beter weergawe van jouself vind hierdie jaar. Wat beteken dit om daardie deure van vrees toe te stoot, om weer selfvertroue te kry, om weer dryfkrag te kry, om 'n beter weergawe van jouself te word? Nou ek was laf genoeg om dit te gaan Google. Nou Google sê, om die beste weergawe van jouself te word, fokus op selfaanvaarding, daardie wees lief vir jouself, persoonlike groei, en die skep van gesonde gewoontes wat jou waardes weerspieël. Dit behels om eienaarskap te neem oor jou gedagtes en doelbewus te kies hoe jy jou lewe inrig. Die lewe is vol keuses. Baie keer is ons op die plek van ons lewe oor die keuses wat ons gemaak het. Moet nie 2025 herhaal nie. Skep hierdie jaar plek vir God in jou lewe en skep plek vir jouself om weer heel te word. Skep plek vir jouself om 'n beter weergawe van jouself te vind. Vind uit wie God geskape het. Vind weer jou identiteit terug, wat deur die vyand miskien gesteel was in die jaar wat verby is. Om selfverseker te lewe is die teenoorgestelde van om vreesaanjaend te lewe. Moenie bly agtertoe kyk nie, sê die woord van God vir ons. 2 Timoteus 1 vers 7 weer, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Nou jy kan nie selfbeheers leef as jy nie selfvertroue het nie, nie waar nie. As jy twyfel oor jou as mens, kan jy tog nie selfbeheers leef nie. God se gees gee ons die krag om dit te kan doen, om in liefde en selfbeheersing ook te kan leef. En daarom die vraag, wie is in beheer van jou emosies? Wie is in beheer van jou gedagtes, jou gedrag? Met ander woorde, wie beheer jou siel? Is dit 'n gees van geloof of is dit 'n gees van vrees? Nou sit jy seker en wonder wat ek vroeër oor Job gesê het. Wat is die deur wat Job in sy lewe oopgehad het, wat in elk geval vir die vyand sou toegang gee tot sy lewe? Want ek glo, jy kan met my verskil, maar ek glo God gee nie net sy kinders in die duiwel se hande oor nie. Daar moet iets wees in jou lewe wat toestemming gee in die geestelike riem vir die vyand om jou te kan aanval. Baie mense gebruik die storie van Job deur te sê, ek het dit of dat verloor in my lewe. Ek het my werk verloor, ek het my huis verloor, ek het my kind verloor, as gevolg van God wat dit toegelaat het. Maar mag ek vandag vir jou 'n ander perspektief gee van God, dat God 'n beskermende en 'n goeie Vader is. Ja, amen. Ons almal ken die storie van Job. Toe Satan voor God verskyn, vra God hom waar hy vandaan kom en hy sê, ek het die aarde deurkruis. Job 1 vers 8, en die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend, en wat afwyk van die kwaad. Soos ons gesien het, om Godvreesend te leef, is om in gehoorsaamheid en ontzag en eerbied tot God te leef, om God lief te hê met jou hart en met jou siel. Om egter Godvreesend te leef is 'n ander tipe vrees as die ander tipe vrese. Jy sien, want ek kan ontzag hê vir God, maar ek kan nog steeds ander tipe vrese in my hê. Ek kan byvoorbeeld vrese hê oor 'n kind se lewe wat nie reg is nie. Ek kan vrese hê oor finansies, ek kan vrese hê oor dinge wat in my lewe gebeur. Ek kan vrese hê oor die toekoms, oor dinge wat nog nie eens gebeur het nie. Die Satan daag vir God uit om Job te kan aanval. Maar God sê in vers 12, kyk. Wat beteken kyk? Sien. Kyk, sien, alles wat hy het is in jou hand. Teenwoordige tyd, present tense. In Engelse weergawe is kyk
behold. Met ander woorde, look, he is in your hand. Kyk, alles wat hy het, is in jou hand. 'n tweede keer vat Satan die kans om God uit te daag, Job 2 vers 6. Kyk, hy is in jou hand. Spaar net sy lewe. Behold, look, kyk, sien, hy is in jou hand. Hoe is dit dat Job reeds in die teenwoordige tyd in die vyand se hand is? Watter deur het Job oop in sy lewe wat die vyand toegang gee? Wat is dit in jou lewe wat die vyand toegang gee? Vrees, ongeloof, twyfel is alles sondes wat die duiwel toegang gee. En omdat ons in 'n geestelike stryd is daagliks, moet ons daarteen waak om daardie deure toe te maak. Deur selfbeheer te lewe, deur geloof te hê in God se woord en in sy beloftes, deur standvastig te wees. Moenie soos 'n brander wees wat heen en weer gewaai word nie, sê Jakobus. Die antwoord op Job se lewe, en ek daag jou uit, gaan lees elke vertaling in jou huis, wat jy in die hande kan kry. Nou die antwoord op Job se lewe vind ons in Job 3, vers 25 tot 26. As ek iets vreesliks vrees, dis nou die 53, kom dit oor my, en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. Ek het geen kalmte en geen stilte en geen rus nie, of daar kom die onrus. Die Amplified Version sê, For the thing which I greatly fear comes upon me, and that of which I am afraid befalls me. I was not, or am not at ease, nor had I or have I rest, nor was I, or am I quiet. Yet, trouble came and still comes upon me. Die Christian Standard Bible van 25 sê, For the thing I feared, past tense, has overtaken me, and what I dreaded, past tense, has happened to me. Die 83 vertaling sê, wat ek gevrees het, verlede tyd, het oor my gekom. Waarvoor ek bang was, verlede tyd, het my getref. Kyk, behold, look, sien, Satan, Job is reeds in jou hand. God is nie 'n nare God van onheil wat net dinge oor jou lewe toelaat nie. Nee, God is jou beskermer, soos wat hy Job se beskermer was. Jy raak net nie aan sy lewe nie. Job het hierdie tragedie van sy lewe gevrees, voordat dit gebeur het. Vrees was Job se oop deur. Job het geweet, sy kinders leef immoreel. Ons sien nêrens dat Job hulle teregwys nie. Net soos Eli het Job volwasse kinders gehad, wat gesondig het. Daarom het Job in elk geval probeer om hierdie tragedie wat hy gevrees het, volgens Job 3 vers 25 en 26, het hy probeer keer, deur in die oggende brandoffers te bring, nadat hulle 'n partytjie gehad het. Job 1 vers 4 tot 5. En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Sy dag beteken sy verjaarsdag. Dan stuur hulle en nooi hulle 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elke een van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. Hier beteken God geseën, God vervloek, as jy na die ander vertaling sou kyk. Hoe oud is jou kind se afsnydatum vir vermaaning oor sonde? Nooit nie. Ons as ouers moet nooit voel dat ons nie ons volwasse kinders kan teregwys nie. God het vir Eli aanspreeklik gehou. God het vir Job aanspreeklik gehou. God gaan vir my en jou aanspreeklik hou. Met die vrees wat Job gehad het, dat God
kon intree en hulle straf, dat daar 'n tragedie kon kom, want ek dink Job het mooi besef dat alles wat hy het, kom van God af. Het hy in die oggend probeer om die skade oor hulle sonde reg te stel. Die vrees waarin hy geleef het reeds 'n deur oopgemaak, 'n wetlike reg vir die vyand om in te kom. Want selfs in die hofkamers van God is hy regverdig, God is just. Die duiwel weet dat in die hofkamers van God, as hy 'n wetlike grond het, selfs teen 'n gelowige, dan is God regverdig. Maar maak die deure toe in jou lewe, wil ek vir jou sê, wat jy weet die vyand toegang gee tot jou lewe, en begin leef in geloof, en begin leef in vertroue. Wat jy bly vrees, kan waarskynlik oor jou kom, soos ons sien in die lewe van Job. Job het volgens Job 3 vers 25 tot 26 goed geweet hoekom hierdie tragedie oor sy lewe gekom het. Hoekom dit wat gebeur het. Dit wat ek vrees, het oor my gekom. Kan jy sien hoe gevaarlik dit is om dinge te vrees? Kan jy sien hoe gevaarlik dit is om dinge in jou gedagtes te koester, vrese wat nog nie eens gebeur het nie? Jy sien wat lewe en dood is in ons tong, en ons gedagtes is baie kragtig. Ek sluit af. God is ons El Shaddai, God die Almagtige. God is ons Adonai, Here oor ons lewe. En die vraag is wat ek by jou los, het jy al elke deel van jou lewe onder sy heerskappy geplaas? Het jy al jou vrese, jou bekommernisse, die dinge wat jou angstig maak, wat maak dat jy stres, het jy dit onder sy heerskappy geplaas? Is jou lewe werklik in sy hande? Heers geloof of heers vrees oor jou lewe? Watter deure is oop vir die vyand om in te kom in 2026? Bely jou vrese voor God en los dit daar, voor dit te laat is, voor die dinge wat jy vrees werklik gebeur. Maak daai deure van vrees toe. Ek glo God wil jou genees vandag van elke vrees. En ek wil vir jou sê, elke keer wat jy voel jy vrees, elke keer wanneer gedagtes van die verlede by jou opkom, wat jou angstig laat voel, of wat die vyand jou laat angstig voel oor jou toekoms, hoe gaan ek dit maak? Bely die vers van ons hoofskriflesing, Jesaja 41 vers 10. Skryf dit neer, plak dit daar waar jy dit kan sien, en bely dit elke keer as jy angstig voel. Bely dit daagliks. Maak dit 2026 se genesingsvers vir jou vrese. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord, Here, wat ons kon ontvang, Here, om ons net weer ons te wys op plekke in ons lewe, Here, waarin ons nog moet werk. Vader, mag die Heilige Gees, Here, ons onderrig in hierdie week wat voorlê. Mag die Heilige Gees, Here, vir ons dinge gee, Here, waaroor ons nie net moet dink nie, maar ons help, Here, om nie angstig te voel oor dinge wat nie nodig is nie. Here, help ons om te leer om net in U rus te vind. Here, help ons om te weet in geloof dat U is met ons, dat ons niks in die lewe hoef te vrees nie. Want wat kan 'n mens aan my doen? U is tog met ons, Here. Here, en daarom wanneer ons kom in daardie situasies, Here, waar ons wil twyfel, waar ons wil vra, maar waar is God? Here, laat ons weet, U het ons nooit verlaat nie, en U sal ons nooit verlaat nie. U sal ons nooit in die steek laat nie. Here, werk met elke een se harte in hierdie week. Heilige Gees, wees ons naprediker. Here, om te weet dat U is met ons, Here. U ondersteun ons, Here.
U is ons reddende regterhand. Here, en daarom hoef ons nie in angs of vrees of stres of bekommernisse te leef nie. Here, ons vra Here om oor te vat, Here, oor ons lewens, oor ons denke, oor ons, Here, oor elke aspek, Here, wat daar is, wat vir ons kommer gee. En ek bid, Here, seën op elke een in hierdie jaar. Mag jy die rus en die vrede van God ervaar, as sy kind wat jy verdien om in te leef. Dankie, Here, vir u goedheid en u guns, in Jesus se naam. Amen.